Goeienaand, broeders en susters, ons net seker maak is die klank hard genoeg. Daar kom hy nou harder deur, is dit reg? Daar, goed. Kom ons sit so en dan raak ons vir 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 111. Ons sing die eerste en die tweede vers. Ek sal met my ganse hart die Heer met die opregtes loof en eer, die gode dankbare duisendtalle. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons ook saam sal bid. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, ons wil ook vanaand aan U die lof en die eer en die aanbidding van ons harte toebring, want ons weet aan U goedheid is daar geen einde nie. Aan U liefde se maat of perke kan ons nie eers dink nie. Dit gaan ons menslike verstand te bowe. Maar tog is ons hier, tog kan ons vanaand na U woord luister, die evangelie hoor, en elke een van ons U beter leer ken. Daarom bid ons dat U ons vanaand ook deur U Gees sal lei, dat ons in ons geloof gevoed en versterk hier kan uitgaan. Dat ons afhanklikheid van U genade sal besef. Ons bid ook dat U ons in die week wat voorlê sal seën met al die gawes wat ons nodig het om ryk te kan wees in liefde en barmhartigheid. En ons vra dat U ons genadig sal wees en ons sondes vergewe om Christus ontwil. Amen. Handelinge hoofstuk 8 vers 26 staan daar: 'n engel van die Here het vir Filippus gesê: maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad. Filippus het toe klaar gemaak en gegaan.
'n ontmande Ethiopiër wat 'n hoë pos beklee het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Egipte genoem is, en wat haar geldsaake beheer het, het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom, verstaan nie wat hy lees? Die Ethiopiër antwoord, hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie? Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het was dit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig. Die amptenaar vra toe vir Filippus, sê vir my asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of iemand anders? Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water en die amptenaar sê, hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water uitkom, het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en hy het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus is later in Asdod aangetref en hy het daarvandaan deur al die dorpe gegaan tot hy in Caesarea gekom het. En oral het hy die evangelie verkondig. Dit dan vanaand ons teksgedeelte. Kom ons sing eers saam 'n gedeelte uit Skrifberuiming 1:1 en dis vers 7. Nou wanneer ons dit sing, dink 'n mens onmiddellik ook aan dit wat jy bely in die Heidelbergse Katekismes Sondag 1, maar belangrik is vanaand die woorde, ons sal wat hy beloof het erwe, en dan sê hy, verseël deur die Heilige Gees. En wat van die Heilige Gees? Hy is die waarborg wat aan ons gegee is. En watter waarborg? Die waarborg dat ons redding ook volkome in die toekoms sal plaasvind. Kom ons staan en ons sing vers 7 saam, waarna ons weer kan gaan sit. Ons almal, veral die wat vanoggend hier in die erediens was, ken hierdie opdrag van Jesus voor sy hemelvaart. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar nou weet ons, voordat die disippels dit kon doen, moes daar iets gebeur het. En daardie iets is die Heilige Gees moes eers op hulle uitgestort word.
En wanneer die Heilige Gees dan in die bokkamer in Jerusalem op hulle uitgestort word, dan sien 'n mens die uitwerking van die Heilige Gees op hulle lewens. En die boek Handelinge verduidelik dit vir ons. Eerste ding wat mens sien in hoofstuk 2 is Petrus se toespraak, direk na die uitstorting van die Heilige Gees. Dan sien 'n mens hoe die eerste gemeente in Jerusalem vorm kry. Dan hoor 'n mens van die dood van Stefanus, die eerste martelaar. En dan in hoofstuk 8 kom 'n mens by vanaand se gedeelte Filippus en die Ethiopiër. 'n Gedeelte waarin, kom ons stel dit so, die rol van die Heilige Gees vir ons beklemtoon word by die bekering van die Ethiopiër. Nou in hierdie teksgedeelte word nie net vir ons gewys hoe Filippus gehoorsaam is aan Jesus se opdrag nie, daardie een wat ons op die bord sien nie, maar daar word ook vir ons gewys hoe dat hierdie Ethiopiër self 'n disipel word, self gedoop word en geleer word. Hier word vir ons gewys, geloof is nie mense se werk nie. En dis ook ons tema vir vanaand en ons staan daarby stil. Ons geloof word deur die Heilige Gees in ons gewerk, deur woordverkondiging, en ons geloof word deur die bediening van die sakramente versterk. Gewerk deur woordverkondiging, versterk deur die sakramente wat ons ontvang. Daarom moet ons nooit die woord en sakramente los van mekaar sien nie. Ons praat in die kerk van, dis die genademiddele wat die Heilige Gees gebruik om geloof te bewerk, om geloof te versterk. Daarom vra die katekismus ook, terwyl ons slegs deur geloof in Christus en al sy weldade verlossing kry, waar kom so geloof dan vandaan? Dan is die antwoord, die Heilige Gees werk dit, die Heilige Gees versterk dit. En dis ook ons 2 punte vir vanaand. Die Heilige Gees werk die geloof deur woordverkondiging, die Heilige Gees versterk die geloof deur woordverkondiging en sakramente. So die eerste punt dan, die Heilige Gees werk die geloof, woordverkondiging. Nou onthou dit, ek het dit net nou gesê, geloof is nooit die gevolge van menslike goeddinke of planne nie. Geloof is nie 'n gevolg van 'n keuse wat jy maak nie. Nog minder is dit iets wat jy kan erf, nog minder is dit iets wat jy kan koop, nog minder is dit iets wat jy kan verdien. Ons glo nie uit verdienste nie, maar enkel alleen uit genade. Geloof is 'n genadegawe van God. Geloof is die werk van die Heilige Gees in jou lewe. En in ons teksgedeelte word dit duidelik gemaak, geloof is ook nie iets wat van self gebeur nie. Dis God wat deur sy Heilige Gees in mense se lewens ingryp, om aan hulle ook die woord te laat verkondig, om aan hulle ook die sakrament te laat bedien. Kyk 'n bietjie na hierdie geskiedenis van die Ethiopiër. Daar staan 'n engel van die Here het vir Filippus gesê, maak klaar en gaan staan teen die middag op die pad wat van Jerusalem af na Gaza toe loop. Dis 'n stil pad. 'n Engel van die Here, God self sê gaan soontoe. En kyk net wat gebeur in hierdie geskiedenis. Die belangrikste ding wat 'n mens moet raak sien is, dis die Here self wat sy apostel of sy prediker stuur na wie hy wil hê die woord verkondig moet word. Die tweede ding wat belangrik is daar staan ook in die teksgedeelte, die pad waarna toe die Here vir Filippus stuur is 'n stil pad. Dis nie die logiese plek vir die apostels om heen te gaan nie. Hulle sal wil gaan staan by 'n besige pad, waar daar baie mense verbykom,
waar daar 'n klomp mense is aan wie hulle die evangelie kan verkondig. Maar nie hier nie, die Here sê, gaan staan by die stilpad. En dis dan wanneer Filippus daar staan, dat die Ethiopiër verbykom en hy hoor die Ethiopiër lees uit die Bybel uit, en wat die Gees dan vir hom sê, hardloop saam met die wa, gaan praat met hierdie man. En dis so kosbaar as mens daaraan dink. Dis nie Filippus wat besluit om te gaan nie. Dis God wat Filippus soontoe vat, sodat hy hierdie Ethiopiër kan gaan ontmoet. En dan 'n belangrike ding is die rigting. Dis die rigting. In die vorige teksgedeelte sien 'n mens hoe dat Petrus en Johannes die evangelie in Samaria gaan verkondig het en mense daar gedoop het. Maar onthou, Samaria lê noord op die handelsroetes, noord van Jerusalem. Hierdie stad en hierdie pad waarvan hier gepraat word, Gaza, lê suid van Jerusalem. Laat 'n mens dink aan daardie woorde van Jesus, gaan na al die nasies toe, julle sal die evangelie verkondig tot aan die uithoeke van die wêreld. En dis die mooi van ons teksgedeelte. Die Here het self hierdie man se hart geopen, deur sy Gees en deur sy woord ontvanklik gemaak vir die evangelie. Want hierdie man kom uit Ethiopië, uit Jerusalem toe om te aanbid. Hy het die Joodse geloof aangeneem. En hy lees daar uit die woord van die Here, al verstaan hy dit nie. Maar onthou dit, die Here gebruik sy woord om die geloof te bewerk. Wat se woord? Hierdie gedeelte uit Jesaja uit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. Soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word. Hy het nie sy mond oopgemaak nie en sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel, sy lewe op aarde word beëindig? Nou as ons dit lees, dan weet ons onmiddellik, dit gaan oor Jesus Christus. Maar hierdie man weet dit nie en hy lees dit en dan vra Filippus vir hom, maar weet jy wat jy lees? En hy sê nee, dan sê die man, sê asseblief vir my wat jy lees. En dan vertel Filippus vir hom van Jesus en verwys vir hom dat dit oor Jesus gaan. Sien ons hoe wonderbaarlik gryp die Here in? Hoe bepaal hy aan wie sy woord verkondig moet word? En hierdie is nie sommer 'n gewone man nie, dit word vir ons gesê, hy was 'n ontmande Ethiopiër wat gewerk het onder die koningin van Egipte. Hy was een van die belangrikste, of Ethiopië, en hy was een van die belangrikste amptenare in Ethiopië gewees. En die Here werk in sy hart die geloof. En hy spreek daardie begeerte uit om gedoop te word. En dit is die wonder daarvan. Dat hier hoor ons van die eerste bekeerling uit Afrika, die eerste gelowige uit Afrika. En wat 'n wonderlike verhaal is dit nie, hoe die Here werk om ook in Afrika sy woord te laat verkondig, deur hierdie Ethiopiër. En dan hoor ons hoe hy sommer daar langs die pad gedoop word. En dis die tweede punt, hoekom word hy gedoop? Want deur die doop versterk die Here sy geloof. Deur die doop versterk die Heilige Gees sy geloof. Deur die sakrament. Onthou dit, die bevel van Jesus was, gaan maak die mense my disippels, gaan doop hulle, gaan leer hulle. Dit sê vir ons, hierdie goed loop alles hand aan hand, die Heilige Gees werk met dit saam. Iemand het dit mooi verduidelik, hy het gesê, geloof is soos 'n potplant, wat versorg en opgepas moet word. As jy dit nie versorg nie, sal dit agteruit gaan en op die ou einde 'n stil dood sterf. Maar God laat ons nie aan ons eie lot oor nie, hy gee vir ons sy woord, hy gee vir ons sy sakramente,
Hy gee vir ons eredienste soos hierdie om ons geloof te kom voed, om ons geloof te kom versterk. En daarom geloof kom nie net tot stand deur woordverkondiging nie. Die saad word nie net gesaai nie, die saad word nat gelei, versorg om te kan groei. Maar saam met die woord, doop en nagmaal, ons sakramente, die tekens en die seël wat God gee om jou geloof te versterk. As tekens baie eenvoudig, die sakramente wys na Christus toe. Met die doop sê God vir ons, soos die water gebruik word om ons uiterlike vuilheid van ons liggaam af te was, so was die bloed van Christus ons innerlik ook van vuilheid en sondes. Met die brood en wyn ken ons almal die woorde, daardie woorde wat vir ons sê, net soos ons deur die brood en die wyn gewone kos gevoed word, bely ons dat ons deur die liggaam en bloed van Christus ook gevoed word vir die ewige lewe. Maar saam met dit ook die seëls, sekerheid van ons geloof, bevestiging van ons geloof, bevestiging van al God se verbondsbeloftes aan ons. Ja, met die doop betuig en verseël die Vader aan ons, dat ons net so seker deur die water skoon gewas word, so seker is ons deur die bloed van Christus, van al ons sondes skoon gewas, is ons deur God as sy kinders aangeneem. By die nagmaal daardie woorde van die formulier, dat sy liggaam gebreek, sy bloed voorgiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Daarom is hierdie man daardie dag in opdrag van Jesus Christus self gedoop. Is nie omdat hy dit goed gedink het nie, is nie omdat Filippus dit goed gedink het nie, is omdat Jesus dit goed gedink het. Soveel so dat hy vir Filippus op 'n wonderbaarlike wyse op die regte tyd, op die regte plek geplaas het. Want God het 'n doel daarmee gehad, vir daardie jong gelowige, daardie Ethiopiër. God wou sy geloof nie net werk deur die woord nie, maar ook versterk deur die sakrament. En daarom, as ons kan afsluit, saamvat vanaand, deur iemand uit Afrika, die eerste disipel van Jesus in Afrika te maak, hom te laat doop en hom te laat leer van Jesus, het die Here nie net vir ons gewys, ons geloof is nie mensewerk nie, nie het hy ons ook kom vertroos met die wete, ons geloof is die werk van die Heilige Gees, en die Heilige Gees sal daardie geloof in ons lewens voed en versterk, maar ons moet onthou hoe doen hy dit. Hy doen dit net deur die woordverkondiging, net deur die sakramente. Hy doen dit in die erediens. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand weer opnuut bewus gemaak kon word van die wonder van ons geloof. Ja, dat dit 'n genadegawe uit U hand is. Ons dankie dat ons mag weet dat deur die woord en deur die sakramente U ons geloof nie net vir ons gegee het nie, maar dat U dit ook wil voed en versterk en in stand hou. Daarom vra ons vir die werking van U Gees elke dag in ons lewens. Soos die formuliere dit ook stel, sodat die Heilige Gees ook deur die woord en deur die sakramente ons geloof kan voed en versterk. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou eers geleentheid om liefdegawes te gee.
Kom ons sing dit saam, loof almal saam met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange, sy goedheid duur in ewigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.